Vriende, goeiemôre. Ons vertrou dat dit goed gaan met een en elkeen van u, dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ons vertrou dat dit goed gaan met u geliefdes en die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook sal seën terwyl ons verder deur die boek Spreuke werk. U sal onthou ek het vir u so tyd terug gesê dat die man Louis Malherbe het die gewoonte gehad om elke dag een hoofstuk vanuit die boek Spreuke te lees en hy het dwars deur die jaar die boek Spreuke deurgelees. So een keer 'n maand deur die boek gewerk. Die maande wat nie 31 dae gehad het nie, het hy baie keer 2 hoofstukke op die laaste dag gelees. Maar hierdie was vir hom een van die boeke in die Bybel wat geweldig naby aan sy hart gelê het, omdat dit soveel praktiese raad vir ons het in die dag en tyd waarin ons onsself bevind. Daarom vra ek u dat jy 'n student van hierdie boek sal wees. Lees dit. Ag, daar is soveel hulpmiddele, soveel boeke wat u kan lees. Daar is studiebybels en soveel inligting wat u kan verkry. En daarom is dit vir my ook 'n voorreg om saam met u hierdie boek te werk. Die eerste keer in my lewe dat ek dit doen. En daar's so baie meer wat ek nog kan sê oor van hierdie verse, maar ek dink die hoofgedagtes word deurgegee. Mag die Here ons wysheid gee om dit te verstaan en ter harte te neem tot sy eer. Nou vriende, ons val weg met Spreuke 21 vers 14. Dit gaan maar weer oor die gedagte van die omkoopgeskenk. En Salomo stel 'n feit hier. Hy sê 'n geskenk in die geheim bring die toorn tot bedaring en 'n geskenk in die skoot die heftige woede. Nou vriende, Salomo beveel glad nie aan dat mense omkoopgeskenke gee nie. Hy stel maar net 'n feit hier dat mense baie keer 'n omkoopgeskenk aanbied en vir 'n tyd lank is die woede van daardie persoon tot bedaring gebring en later byt hierdie ding om eintlik maar net weer. U kan na Spreuke 17:23 en verskeie ander plekke gaan kyk. Die Bybel sê ons mag die reg nie verdraai deur omkoopgeskenke nie. En dikwels wil ons geskenke aanbied om mense se guns te wen of miskien 'n voordeel by iemand te kry en later byt hierdie ding ons. Wat u sien, 'n oneerbare, oneerlike optrede kan nooit tot voordeel van enige mens strek nie. Vers 15 sê vreugde is dit vir die regverdige om reg te doen, maar 'n verskrikking vir die werkers van ongeregtigheid. Vers 16 sê daarby aan wat sê 'n mens wat afdwaal van die pad van verstand sal in die vergadering van die skimme rus. En kom ons kyk bietjie wat wil die Here vir ons met hierdie 2 verse sê. Vriende, eenvoudig wat die woord sê is dat mense wat reg doen, vrees nie die reg nie. Mense wat eerbaar handel, mense wat volgens die verordeninge, die reëls en regulasies handel, het nie nodig om te vrees nie. Maar wette en landswette en reëls en regulasies is 'n verskrikking vir die werkers van ongeregtigheid, vir die oneerbares. Hoekom? Want hulle word daardeur aan die lig gebring. Hulle werke word aan die lig gebring en hulle dade word dan beoordeel. Daarom is mense wat die wet haat, mense wat gewoonlik met boosheid besig is. Want iemand wat regverdig is, wat reg doen, is lief in die eerste plek vir God se woord, want dis die absolute wet. Is ook lief vir die landswette, want hulle weet dit bring orde en dit bring ook reg en geregtigheid. Maar die ongeregtiges, die goddelose mense haat dit. En daarom sê vers 16, 'n mens wat afdwaal van die pad van verstand, sal in die vergadering van die skimme is. Hierdie skimme praat van mense wat se lewens na vernietiging gelei word, mense wat selfs gesterwe het, mense wat in hulle boosheid tot niet gegaan het, mense wat in hulle goddeloosheid gesterf het. En die Bybel sê vir ons, as ons nie reg en regverdigheid lief het nie, as ons nie die regte doen nie, dan sal ons in hierdie verskrikking lewe, heeltyd oor ons skouer loer, wanneer gaan wat met my gebeur? En die uiteinde daarvan gaan wees, dat ek sal sterwe en voor God gaan staan en rekenskap moet gee. Daarom vriende is die pad wat die Bybel altyd vir ons aanbeveel, dat ons die weg van geregtigheid sal bewandel. Die Here sê vir ons, die pad is nou wat na die hemel lei, en as min wat dit vind. Daarom pleit ek by jou dat jy die een sal wees, wat vanmôre sal sê, Here, ek wil wegbeweeg van hierdie breë pad van sonde en van ongeregtigheid, waar ek heeltyd in vrees lewe en bang is my sonde sal my uitvind. Ek wil na u toe kom, dat die bloed my sal reinig van my sonde, dat ek sal regmaak wat ek verkeerd gedoen het, en Here, dat ek sal lewe met my oë gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van my geloof, sodat ek eendag die volle loon sal ontvang, die prys sal verkry, en die mooi so uit die mond van Christus. Vriende, sonde kan nooit suksesvol wees nie. Sonde bring nooit vreugde en blydskap nie. Dit bring miskien vir 'n oomblik daardie genot, maar later is dit soos 'n bitter als en dit bring hartseer en verdriet in 'n mens se lewe. Vers 17 sê wie van vrolikheid hou, is 'n man van gebrek. Hy wat van wyn hou en olie hou, sal nie ryk word nie. Nou vriende, wat Salomo hier stel is 'n algemene beginsel. Ek het vir u gesê toe ons hierdie boek begin bestudeer het, dis nie noodwendig 'n wet dat elke een wat dit doen onder hierdie selfde hartseer sal ly nie, maar hy gee 'n algemene beginsel. En die beginsel is eenvoudig: wie plesier voorop stel, word arm, en wie lief is vir wyn en lekker kos, word nie ryk nie. En hier praat hy maar van mense wat so lief is
Vriende, om partytjies te hou en so lief is om mense te onthaal en so lief is om saam met vriende te drink en allerlei lekker kos te eet, dat hy nie dink aan die verantwoordelikhede om te werk en dan op die einde van die dag te geniet wat die Here hom gee nie. Dis iemand wat regtig net roekeloos voortgaan in sy lewe, dit wat hy het spandeer aan hierdie dinge en môre oor môre sit hy in gebrek. Die hele beginsel wat hier vir ons deurgegee word, is dat ons maar 'n balans in ons lewens moet handhaaf. Dis altyd goed, vriende, om te kuier met mense. Dit is goed om saam met vriende te kuier, maar pas op vir wyn, pas op vir uitspattighede, pas op vir al hierdie dinge. Dit kan tot jou armoede lei en tot baie hartseer in jou lewe. Ek dink die beginsel is voor die hand liggend, mag die Here vir ons ook wysheid gee daarin. Vers 18 sê, die goddelose is 'n losprys vir die regverdige, en in die plek van die opregtes kom die ontroue. Nou, een van die vertalings wat ek nageslaan het, sê dit vir my eintlik so pragtig. Daar staan, jy ruil maklik 'n slegte mens uit vir een wat reg doen en 'n onbetroubare vir 'n eerlike. En vriende, gaan kyk maar selfs in die goddelose werksplek. Sal die werkgewer eerder 'n eerlike mens in die plek van 'n oneerlike aanstel. Hy is selfs bereid om sy vriend af te betaal wat met oneerlikheid besig is en 'n vreemde een aan te stel wat eerlik is. En hierdie oneerlikheid uit die weg te ruim, in plaas van om dit te akkommodeer. En dis vir my so kosbaar as 'n mens hierdie dinge sien, dat 'n mens se gesindheid, 'n mens se lewe, 'n mens se gedragspatrone word duidelik sigbaar vir ander. En mense weet of jy 'n eerlike of 'n oneerlike mens is. Hulle weet of jy eerbaar of oneerbaar is. En daarom is dit belangrik, vriende, dat ons sal sien dat jy maklik 'n mens wat oneerlik is sal verruil vir iemand wat betroubaar is, wat eerlik is. En daarom wees 'n eerlike mens sodat ander jou kan vertrou en wanneer jy in die nood kom, dat daar vir jou uitkoms kan kom. Nou vers 19 is weer 'n herhaling van die toesgierige vrou. Daar staan dit is beter om in 'n woeste land te woon as by 'n toesgierige vrou en ergernis. Ek het al reeds daaroor gepraat, vriende, in vers 9. Dit is beter om op die hoek van 'n dak te woon as by 'n toesgierige vrou en 'n gemeenskaplike huis. Ons het al reeds daaroor gepraat wat die teevoeter daarvoor is, dat die vrou 'n stille gees sal hê, 'n sagmoedige gees, om haar huisgesin te begelei na waters waar rus is, na die Here te lei, om in die huis 'n tuise skepper te wees, waar man en kinders veilig voel. Mag die Here sulke vrouens opwek, en mag ons lewe om die Here dan te verheerlik. Vers 20 sê, kosbare skat en olie is in die woning van die regverdige, maar 'n dwaase mens bring dit deur. Vriende, weer eens is hierdie nie 'n wet wat neergelê word nie, maar die algemene beginsel is eenvoudig dat as 'n mens die Here dien, as 'n mens die Here liefhet, as 'n mens 'n opregte lewe leef, volgens die verordeninge van God se woord, seën die Here 'n mens. Nie altyd met uitspattighede nie, maar die Here sorg, vriende, dat die nodige in jou huis is, en selfs soms is daar skatte in jou huis, meer as wat jy nodig het. Die Bybel sê vir ons, dwaase mense bring dit deur. En ek wil net vir u vra dat u nie na die 1% ryk mense sal kyk nou nie, maar dat u na die 85% middelklas en arme mense sal kyk. Hoeveel mense, vriende, bring hulle goed deur, vernietig hulle goed, beskadig hulle goed, omdat hulle onder die invloed van sonde is, onder die invloed van boosheid is. Hulle waardeer nie dit wat die Here hulle gee nie, en hulle bring hierdie goed deur, en die hartseer gevolge is altyd vernietiging. Daarom pleit ek by jou, dat jy sal besef dat sonde het gevolge. Sonde het altyd 'n gevolg op jou lewe, op jou huis, op jou besittings, op jou werksplek, en so kan ons die kring dan ook weier trek. Dit is belangrik dat ons 'n lewe van geregtigheid, van heiligheid en van eerbaarheid sal lewe. En die Here sal dank vir die seëning wat ons gee. En vir 'n kind van die Here is dit goed om op te spaar om iets te koop, en wanneer ons dit verkry, gee ons eer aan die Here vir hierdie geskenk wat ons gee. Dink maar aan Abraham, dink aan Isak, dink aan Jakob en al die wonderlike seëninge wat die Here hulle gegee het. Mag die Here ook genadig en barmhartig wees, dat as ons hierdie kosbare skat in ons lewe het, as ons tydelike besittings het, dat ons dit sal oppas as 'n geskenk uit die hand van die Here, en dit nie deurbring soos die dwaas en verniel en in ons lewens eindig met smarte deurboor nie. Ek sluit vanmôre af met vers 21. Wie geregtigheid en weldadigheid najag, sal die lewe, geregtigheid en eer vind. En ag vriende, dit is eintlik so 'n pragtige vers, wat vir ons eenvoudig wil sê, wie na reg en liefde strewe, aan hom word 'n vol lewe en eer geskenk. En dit is vir my so belangrik om hierdie waarheid raak te sien. Geregtigheid is om reg te doen, weldadigheid is om te gee vir jou geliefdes, vir ander mense,
As jy dit najag, as jou fokus is om God te verheerlik, deur 'n lewe van heiligheid te lewe, deur 'n lewe van omgee vir ander, die Here jou God lief te hê met jou hele hart, siel, verstand, jou naaste soos jouself, sê die Bybel, sal jy lewe. Jy sal geregtigheid, jy sal die regte vind, jy sal eer vind, jy sal voorspoed in jou lewe vind. Nie altyd noodwendig op finansiële gebied nie, maar voorspoed in jou verhoudinge, voorspoed in jou liefde, wat jy teenoor ander mense bewys en hulle teenoor jou, en soveel ander dinge wat die Here vir jou sal gee. Daarom is het belangrik dat ons werklik ons wees sal inrig volgens dit wat God in sy woord opgeteken het, en sien die uiteinde van so 'n lewe, 'n lewe van seën, van vreugde wat die Here ons gee. Ja, vriende, dit is so dat die wêreld kinders van die Here haat, maar dank God vir die kinders van die Here, wat soos een groot familie is, waar ons liefde en trou beleef en vind. En mag ons saam groei in hierdie waarheid om God te verheerlik in alles. Groete vir u, mooi dag verder, ons praat môre verder, tada.